dat vanoggend se boodskap, soos al die boodskappe, miskien regtig vir jou kan help. Wie is daar in elk geval in hierdie lewe wat nie wil uitstyg nie? Wie is daar wat nie wil presteer of die beste wil kan bereik wat hulle kan bereik? Daar's niemand wat vir my hier sal sê, ag, dit is maar oukei, jy weet, om hier onder rond te dryf. Maar net deel van die nommers in die pakkie te wees, deel van die lysie te wees. Ons almal wil uitstyg. Party van ons wil uitstyg uit ons omstandighede. Party van ons sit dalk hierso, jy sukkel met iets, jy dalk een of ander toestand of daar's dalk sonde wat jou pla en jy sukkel om ontslae te raak van sekere gewoontes en almal wil so bietjie uitstyg. Vrykom, nuut kom. En jy sien hierdie hele storie van om uit te styg. Ons kry dit oor ons in die Bybel, want dit gaan oor 'n lewe van geloof, né? Nou kom ons vat gou die geloofshelde van Hebreërs 11. Ek dink dit was mense wat regtig kon sien, geestelik sien. Dit was mense wat in die verte die belofte gesien het. Al het hulle dit in hulle tyd nie beleef nie, hulle het geweet is op pad. En prys die Here, ek en jy het in daai belofte ingestap met toe Jesus gesterf het en die Heilige Gees uitgestort is. Maar dit het hulle aan die gang gehou. Psalm 55 is eintlik 'n baie goeie verduideliking. Hy praat daarvan iemand wat nou so 'n bietjie hulpeloos en moedeloos is. Dan sê hy, het ek maar die vlerke gehad soos die van 'n duif. En kon ek maar wegvlieg. Nee, dit voel ons baie keer voel jy wil net ergens na eiland toe gaan, jy weet. En nou op daai eiland kan net 'n klip en 'n boom wees en dit is jou klip en boom en niemand anders nie. Jy weet, jy wil net so 'n bietjie wegkom, uitstyg, vrykom, né? So dit kan in verskillende kontekste verstaan word. Maar almal soek vlerke. Is dit nie so nie? Almal van ons wil in ons geloofslewe uitstyg bo ons omstandighede. Dit is hierdie lewe van geloof, maar ons weet dit is nie so maklik nie. Enige iemand wat vir jou sê die pad van geloof is net 'n fees, praat nie die waarheid nie. Dit is nie so maklik nie. Want ons hak op maklik by die vlees vas en ons sien nie wat God vir ons wys in ons gees nie. Ek dink aan die vorige paar preke, né? As jy dit gemis het, gaan kyk net maar weer op YouTube, né? Ons sien nie, ons beleef hom nie. En ons moet besef, in die hele storie en die reeks wat ek preek, ons nou begin daar by die wonder van 3 in 1. En ons het gepraat oor die 3-eenheid. En ons het gepraat oor ons ook, uit 3 bestaan om nog 1 persoon is. Ons het gepraat oor ons is bekleed met Christus. Ons het gepraat oor ons hierdie liggaam nou geestelik kan sien en God verheerlik. Ons het laasweek gepraat oor die vlees en die gees en hoe ons keuses moet maak. Jy sien, al hierdie goed is deel van 'n mens se geloofslewe en as jy iets van dit verstaan, dan is dit asof jy geestelik begin uitstyg en vlerke kry. Julle weet in elk geval wat die vlerke idee is natuurlik wat in Jesaja vir ons gesê word. Jesaja 40 vers 31. Dan gaan ek net vir jou lees, maar hy sê daar spesifiek, die wat op die Here wag kry nuwe krag en wat doen hulle? Hulle vaar op met soos arende, né? Jy sien daai hele geloofstorie. En ons het ook in hierdie hele proses gesien, dit is onmoontlik om God heeltemal te verstaan, dit is onmoontlik om 'n mens ook heeltemal te verstaan. Het jy agtergekom, jy kan nie mense verstaan, nie verstaan mense perfek. Jy jok. Baie keer sê as ek net kan verstaan wat hy dink. Party mense sê dalk van jou, as ek net kan verstaan hoe en weet jy wat is die wonderlike positiewe kant van dit? Dit bly en dit hou jou op 'n pad waar jy dieper en meer. So dit is positief in die sin van jy kry hierdie begeerte om net nog meer en dieper te kan sien en God te kan vertrou vir groter en beter dinge wat jy weet is hy wat kan doen. Sien, moet 'n verwagting moet nooit doodgaan in ons lewens. Daar's net een persoon wat heeltemal verstaan het wie die mens is. En ons lees daarvan in Johannes 2, waar Jesus op 'n plek kom waar hy sê, Johannes sê spesifiek, Jesus het presies geweet want hy ken die mens van die begin tot die einde. Hy ken ons, die Vader ken ons.
Ons verstaan nie altyd en ken nie altyd alles nie. Jy sien, as ons die groot en wonderlike hoë dinge en wil beleef oor die Here, moet ons dieper en dieper gewortel wees in wie hy is en wie ons is en hoe ons in sy hele storie inpas. Nie net in die great en wonderful goed nie, almal soek dit, maar baie keer in die klein goedjies wat jy raak sien. En dis wat ek net nou probeer sê het van die hoof wat gesê het, gaan soek elke dag. Ek het dit ook al veel gesê lank terug, maar gaan soek elke dag iets waaroor jy God kan bewonder voor. Of dit nou 'n blommetjie is of 'n goggetjie is, of dit dalk iets is of dit dalk 'n nuwe uitvindsel is. Jy weet jy kan 'n nuwe rekenaarprogram kry en God bewonder daarvoor. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want raai weet hoe daai program daar gekom. Die Here het ergens iemand die putte gegee, die brein gegee, die internet gegee, om dit te kan ontwikkel, is deel van God se skepping. Kry ten minste sweets, kry iets wat jy kan vir die Here kan oorbly wees. En dit is goed wat jou geloof bou. Dis goed wat jou oplig en sterk maak en vir jou vlerke gee. En in dieselfde sin het ek ook vir jou 'n ruk terug al gesê, om nie te familier of intiem te wees met die Here of te probeer wees. Ons kan dit in elk geval wees. Party mense beweer hulle kan dit wees, maar God is God. En ja, hy is ons pappa. En ja, ons kan op sy skoot sit. Ons kan hoor, ons kan sy hart ophoor, dit is so. Maar hy bly God. Respek vir God moet nooit iets wees wat jy, ek amper sê die Here begin jy en jou nie. Hy bly God. En jy sien, as ek en jy, as sy kinders besef wie hy is, wie ons is en hoe ons inpas in hierdie storie, en ons geloof word gebou, weet jy waarom kan niks stop nie? En dit is baie belangrik dat ek en jy dit sal beleef, omdat ons dan wandel in die Gees. Die vrug van die Gees word ons lewens en ons begin mense beïnvloed en daar kom 'n outomatiese +1. Ek wil dit nie self doen nie, ek wil iemand saamvat. Hoekom moet ek alleen hemel toe gaan, man? Hoekom moet ek alles wat die Here vir my wys en gee, hou vir myself? Gaan deel dit uit. Weet jy wat, hoe meer mens dit +1 in jou lewe uitdeel, hoe meer kom na jou kant toe. Dis ek noem dit sommer die all by itself principle in die Bybel. Dis daai wat die Here net eenvoudig vir jou kom voorsien en jy doen klein goedjies en klein veranderingkies in jou lewens, in jou lewe en dan is aan die einde van 'n baie groot verskil. Nou ek sê nie jy op pad, ek beloof jou. Die probleem, dis een van die sinnetjies wat ons gelees het met die selfdinsdag. En hy het dit al hier op die bord gehad, maar die probleem met die moderne Christen vandag is dat hulle belewennisse met die Here soek sonder moeite. Daar is niks effort in sit nie. Dit kos jou iets om vanoggend hier te wees. Dit kos jou iets om by die huis die televisie af te sit of jou foon neer te sit en jou Bybel bietjie te vat. Dit kos jou iets om iets goeds te doen vir iemand en nie net alles op jouself te spandeer nie. Mense wil nie meer moeite doen nie. En jy sien, volgens die statistiek van Help in Hand, is dit baie interessant, die verskil tussen die platteland en die stad. Die stad sit met al die resources en mense en wat. Maar weet jy waarom sukkel hulle? Hulle sukkel om te connect met mekaar. Die platteland het weet jy al die resources en geld, maar op die platteland kry jy mense wat makliker in konneksie met mekaar kom as in die stad. Dis 'n feit. Dis tot ons voordeel, ons konneksie wat ons het met mekaar, broers en susters. En baie gemeentes in die stad is groot gemeentes. Daar's baie van daai mense wat mekaar nie eens ken nie. Die tendens vandag is mense stap by 'n mega gemeente in, hulle kom laat en hulle loop vroeg. Hulle kom laat, geniet die musiek en die preek en alles en dan pak en poel hulle, soos wat 'n ou gesê het eendag. Dit is nog 'n lekker pak en poel storie, nee, hy pak en poel. Hy het nie nodig om aan die einde van die dag, hy gee nie 'n bydra nie, hy ken niemand anders daar nie. Hy's net daar vir daai halfuur 40 minute so wow en hy's weg. Dis die probleem waarmee die ouens in die stad sit. Elke plek het maar sy uitdagings nie. En waar ons as kinders van die Here in plattelandse gemeente
Ek meen, as jy vir 'n rukkie gereeld kerk toe kom, gaan almal jou ken, jy gaan almal ken. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy partykeer 'n bietjie koffie drink. Al gaan dit nie vandag wees nie, so vol van die krag. Maar dat jy so 'n bietjie na die tyd hier op die stoep staan en bietjie vertel, gee vir almal raad oor wat hulle vir die raad wat hulle nou vir die bokke moet WhatsApp vir Saterdag. Weet, ons kyk of ons hierdie probleem kan oplos. Weet, daai bietjie kuier, daai koneksie. Ons het dit. En weet jy wat? As jy deel is van so 'n gemeenskap, ek het al mense gehad wat uit die gemeente na stadgemeentes toe is. En raai wat sê hulle almal vir my? Ons mis die mense. Ons mis die kuier na die tyd. Plattelandse gemeentes doen natuurlik baie moeite om mense te probeer kry om na die tyd so 'n bietjie bymekaar te kom. Ons het dit. Ons het dit. Dis goed wat vir ons vlerke gee. Ek het vir jou gesê die probleem met die moderne Christen vandag is dat hulle belewennisse met God soek sonder moeite, seëninge sonder oorgawe, vrug sonder om in hom te wees en sukses sonder dissipline. Sukses sonder dissipline. Jy sien, partykeer moet jy ietsie doen, hè. Jy kan nie jou geloof jouself hou nie. Die oomblik as jy dit begin deel, dit begin effek hê in ander mense se lewens. Raai wat gebeur met jou? Dit gee jou geloof vlerke. Hulle sê ook. So ek wil jou bemoedig en vir jou sê, moenie vandag huis toe gaan en niks doen met hierdie woord nie. Hy gaan in elk geval op YouTube wees. Stuur hom vir iemand, of kyk hom ten minste self, of as jy iets gemis het, of gaan deur die notas, want jy kry nog die notas ook. Jy kry alles op 'n skinkbord, man. Doen iets met dit. OK? Eerste slide. 'n Paar stellings wat ek maak. Geloof maak dinge nie makliker nie, maar maak alle dinge moontlik. Dis nie te sê dit gaan net Moonlight and Roses wees, dit gaan net maklik wees. Maar dit maak alle dinge moontlik. Die volgende ene sê ek vir jou, dis nie 'n kits iets nie, maar 'n diep vertrouende verhouding. Geloof is nie, ag Here, ek het so 'n bietjie meer geloof nodig, soos as Here pakkies moet uitdeel met geloof, jy het soveel. Dis daai, hoe dieper die woordjie piskeu ou in Grieks praat van 'n deep trust in die Griekse Engelse leksikon. Dis daai om dieper te gaan. Dit het ek al baie vir jou gesê, miskien het jy al dit baie gehoor. Ek vra net, is dit werklik deel van jou lewe? Dis daai deep trust wat jy het in die Here. Dis nie net 'n ietsie wat jy moet hê nie. Die derde, jou vertroue in God gee jou vlerke. En die rede vir dit is, daai vertroue gee vir jou vrymoedigheid voor God, en dis wat Jesaja vir ons sê. En ek gaan nog vir jou vers Jesaja 40, jy kan dit saam met my lees as jy wil. Maar ek het hom net toe kom vanoggend weer lees, toe so deur die woord gaan, nê. Hoor wat sê Jesaja 40. En ek lees hom vir jou van vers 27 af. Israel, het jy hom, Jesaja, so bietjie by die middel van jou Bybel verby, my Bybel bladsy 741. Daar staan die volgende, Jesaja 40 vers 27. Israel. Die opskrif van daai gedeelte in die Lewende Vertaling sê die Here het geen gelyke nie. Hoor wat sê hy? Israel, hoe kan jy dan sê die Here sien nie my moeilikheid raak nie? Hoe kan jy beweer God weier om na my saak te luister? Vers 28. Het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Liedjie wat ons sing, weet jy dit nie? Het jy nie gehoor? Ons God is Vader, skepper en Heer, jy sal onthou. OK, van die ouer ouens, ek gee my ouderdom heeltemal weg as ek dit sing. Maar hoor wat sê vers 28, lees op weer. Het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Weet jy nie dat die Here van altyd af God is nie? Hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie, en niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Is dit nie 'n wonderlike opsomming van dit wat ek reeds gesê het?
nie. Dan sê vers 29, hy sê hy gee krag aan die wat moeg is. Wie is moeg? Die Here gee krag, né? Hy maak die kragtelose sterk. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val, maar die wat hulle hoop op die Here stel, of die wat op die Here wag, ou vertaling, hulle sal krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Is dit nie iets wat jy kan sê, Here, ek wil U vertrou, ek wil iets beleef van hierdie vlerke. Ek wil iets beleef van dit wat U in my lewe doen. En ek kan vir jou nou sê, dit wat ek het dit nou hier opgesit nie, maar ek het by my notas bygesit. Van alles in die lewe is dit al wat jy nodig het. En dit is vrymoedigheid voor God. Dink bietjie daaraan. Ons het lysies en lysies en lysies goed wat ons kan sê, okay, ek het dit en dit en dit, maar alles kom neer op een ding is vrymoedigheid. Want as jy vrymoedigheid voor die Here het, Hebreërs sê dit ook, ons kan sy genade troon met vrymoedigheid om gered te word, in regte tyd gered te word, né? As jy vrymoedigheid het voor die Here, het jy alles, jy het vlerke, jy het geloof, jy het hoop, jy het 'n toekoms. Die vraag is nou net, het jy regtig vrymoedigheid voor die Here? Met ander woorde, het jy vrede in jou hart voor God? As jy nie het, moet jy daaraan werk. Of jy net sê hoekom, of jy 'n paar gedeeltes gee ook. Daai vrymoedigheid wat jy het voor die Here, dan sal die volgende gebeur as jy dit het. Wat sal gebeur? Dan sal geloof gedeel en geleef word. En dit is wonderlik om geloof te hê. But you need to share your faith. Dis waar die plus 1 inkom. Plus 1 was nie nou eintlik deel van my voorbereiding. Dit het maar so, ek sê mos niks gebeur vir nie. Dit kom van die konferensie wat ek die plus 1 bysit. Maar dit moet gedeel word. Dit moet geleef word. Dit moet gedeel word. Mense moet kan sien ons is mense van geloof. Weet jy hoe gaan hulle sien ons het dit? Hulle gaan sien hoe vlieg ons. Hulle gaan sien, daar's nie goed wat ons vashou nie. Ons is vry. Ons het vrymoedigheid voor die Here. Dis wat hulle gaan sien. En dit is wat die plus 1 dan makliker gemaak om te sê, maar kom saam met my. Kom ek wys jou waar kry ek my vlerke. Is dit nie 'n wonderlike idee of 'n gedagte nie? So, hulle sal dit kry. En hier kom die deel wat ek dink, jy gaan gou weer terug. Ek het nou nie gedink die skrif van so klein wees, maar so right. En hier kom die deel in wat ek vir jou sê, 'n skoon gewete. Dan sal geloof gedeel en geleef word in 'n skoon gewete, met ander woorde, vrymoedigheid voor God. En ek dink, miskien kan jy dalk vanoggend gesê het, jy kan oorgaan na die skrifgedeeltes is. Miskien kan jy dalk sê, maar okay, dit wat jy nou gesê het, ek weet hierdie goed, ek verstaan hierdie goed, maar ek dink daar's iets wat ons almal mis. As jy net daai vers lees, ons mis dus die verhouding tussen, en hier kom die ding, daar moet 'n verhouding wees tussen jou geloof en jou gewete. En baie keer wonder ek oor, hoekom sukkel ons om geloof met ons verhouding met die Here? Hoekom sukkel ons met, en net nou die dag, het iemand dit gesê, ek het nie onthou waar ek het gehoor het nie, en geloof en gewete gekoppel, en ek besef toe net, en weet jy toe ek gaan kyk, weet jy hoeveel skrifgedeeltes, gebruik geloof en gewete saam. Ek het die belangrikste een vir jou op die bord, 1 Timoteus 1:19. Hou styf vas aan jou geloof en hou altyd jou gewete skoon. Sien, dis daar waar die vrymoedigheid nou kom. As jou gewete nie skoon is nie, gaan jy nie vrymoedigheid hê nie. Hy sê hou jou gewete skoon, want sommige mense het opsetlik hulle gewete eenkant gestoot en as gevolg daarvan het hulle geloof skibreek gelei. Hy praat spesifiek hierso van dwaalleraars, né? Valse profete, valse leraars. Dis waarvan hy praat hierso. Hy sê hulle het opsetlik hulle gewete. Dan wil jy, hulle lieg vir hulle self. Dis eintlik wat as jy nie kyk na jou gewete nie, dan moet jy vir jouself eintlik 'n storie spin om iets vir jou aanvaarbaar te maak.
Jy weet, daai verskonings wat ons soek oor goed, waarmee ons sukkel, né? Maar as jy nie vrymoedigheid voor die Here nie, voor die Here nie, jou gewete kla jou aan, jy's nie lekker nie, as jy nie lekker is met dit nie, as jy nie lekker met jouself nie, jy's ook nie lekker met die Here nie, want jy het nie vrymoedigheid nie. So die hele kwessie van die hele storie van vlerke, beteken dat jy sal gaan kyk, nie net in jou geloof nie, maar jou gewete ook. Ek vra vir jou vanoggend, is daar dalk enige iets wat jou in jou hart pla? Iets wat jy weet. 'n gewete beteken eintlik net eenvoudig, ek weet wat ek weet. En ek weet, iets is nie lekker nie. Ons bly baie keer stil daaroor. Ons steek dit weg, ons soek verskonings. Maar as jy nie by daai stappie verbykom nie, en ek het altyd gesê van hierdie kant af, berading en goed is goed en wat ook al, en jy moet met hierdie goed werk, maar dan moet jy ook, want baie keer hak mense nou weer daar vas. Jy moet ook aangaan, want jy moet ook opstyg, man. Jy kan nie heeltyd in die grond rondkruip nie. So hy gewete ding moet uit jou konsies. Jy moet absoluut uitgesorteer wees voor die Here. 'n ander gedeelte, dis gedeeltes wat nie op die bord is nie, ek gaan net vir jou lees. In 1 Timoteus 3 vers 9, hoor wat staan daar. Hulle moet verbind wees aan die geopenbare waarheid van die Christelike geloof. So waarheid nie. En hulle moet met 'n skoon gewete leef. So die waarheid, die openbaring van die waarheid, die waarheid moet geopenbaar word. Partykeer moet jy net iets vat en jy moet vir jouself sê, okay, wat is dit wat ek hier beleef? Wat is dit reg? Vat dit vir wat dit werklik is. Ons man sukkel met hierdie een. Ons sukkel om so 'n bietjie emosionele intelligensie toe te pas en bietjie in te kyk. Maar kom ek vra vir jou so die vraag. As jy partykeer 'n sekere emosie beleef, het jy al vir jouself gevra, hoekom voel ek soos wat ek voel? En het jy al 'n antwoord gekry? Mans doen dit nie. Vrouens doen dit partykeer, myns insiens dalk oorbodig. Want dit gaan altyd oor ek voel so, ek voel. Ek dink baie keer wil mans dit nie doen nie, want hy sal moeg vir die ek voel. Maar mans voel ook. Partykeer moet jy so 'n bietjie gaan kyk, wat is die goed wat jou pla? Wat is die goed wat jou ongelukkig maak? Wat is die goed wat jou slapelose nagte gee? Jy weet, die mens moet jouself, daar's 'n baie lelike sinnetjie, ek gaan dit vir jou sê, maar ek hou nie altyd daarvan om hierdie sinnetjie te sê, but you need to face your demons. Almal van ons wat hier sit, het 'n donker kant. Almal van ons het 'n kant wat ons nie vir mense wil wys, raai wat, ek het dit ook. Alle mense het dit. Want ons is nog op hierdie aarde in gebrokenheid. Maar daai donker kant van jou moet nie in jou kop weghardloop. You need to face it. Anders gaan jy nooit jou vlerke kry nie. Ek wil vir jou nog een lees, Hebreërs 10:22 sê, kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja, tot voor God, met 'n opregte hart en skoon en absolute vertroue. Kan jy die vrymoedigheid sien? Terwyl ons harte deur die besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete, daai besprinkeling hier praat van, soos wat die bloed gesprinkel is op die altaar vir vergifnis van sondes. Jesus het dit vir ons gedoen, so jou innerlike is gesuiwer deur die bloed van Jesus. Hy sê van 'n skuldige gewete, en ons liggame gewas is met skoon water. Hier dui dit eintlik op die doop. Die doop was nie jou sondes af nie, maar dit is 'n simbool van die bloed van Jesus wat jou skoon was. Maar innerlik en uiterlik moet jy skoon wees. En jy weet, baie keer maak ons te veel van die doop, baie keer te min van die doop. En ek kan vir jou sê, dit is nog steeds so. Die meeste krisisse wat ons nog het tussen kerke en mense en families, is baie keer as ons begin praat oor die doop. En is eintlik so onnodig, eenvoudige stap van geloof. Ek het tot bekering gekom, ek is gesuiwer van my sondes, nou wys ek vir almal daar, ek sterf en ek staan in Jesus op, 'n nuwe lewe. Ek sê maar net, as jy nie gedoop is nie, perhaps it's time. Hoor mooi. Wat haal ek hier uit? Innerlike, opregte en gesuiwerde harte en uiterlike suiwering in die doop. Wat belangrik is wat hier uitkom.
En alles draai by jou gewete. Alles draai by jou gewete. 1 Johannes 3 vers 21 tot 24 is die laaste gedeelte wat ek vir jou gaan lees. Maar ek moedig jou aan asseblief, gaan lees dit op die groepie as dit deurkom vanmiddag. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. Net voor dit sê dit, word daar ook gesê dat baie keer is dit so dat jou gewete keer God nie. So 'n opsomming nie. Hy sê, maar geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, so jy daarmee gewerk, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. Vers 22. Wat ons ook al bid, kry ons van hom, omdat ons sy opdragte gehoorsaam en die dinge in sy teenwoordigheid doen wat hom bly maak. Kan jy sien iemand styg op? Vrymoedigheid voor die Here. Hy sê, in vers 23, en dit is die opdrag, ons moet glo in die persoon van die Seun, dit is geloof in Jesus Christus, ons moet mekaar lief hê. Mense wat vlieg en vlerk het, gee om vir mense, die plus 1 is daar. Hy sê, net soos hy aan ons die opdrag gegee het, dis 'n opdrag. En weet jy wat, dis nie 'n moeilike opdrag nie, Johannes sê dit ook, hy sê dis nie moeilik nie. Ons maak dit moeilik, ons overthink alles, ons dink maar wat van dit wat, wees jy net gehoorsaam. Wees jy net gehoorsaam. Hoor wat sê vers 24. Hy sê, wie sy opdragte gehoorsaam, leef in 'n hegte verhouding met God en hy op sy beurt met daardie persoon. Kan jy vrymoedigheid raak sien? Hieraan weet ons dat hy in 'n hegte verhouding met ons leef aan die Gees wat hy aan ons gegee het. So, opsomming van dit sê ek, gebedsverhoring in gehoorsaamheid in wat hom die Here bly maak, of tevrede stel, of sy wil is. Ek en jy beleef baie keer nie die gebedsverhoring. Baie keer bid jy en dan voel jy maar, weet jy, ek hoop net maar die Here het gehoor. Of jy weet baie keer nie wat om te bid en dan prys die Here, die Heilige Gees tref ons in ook nie. Maar ek het 'n idee. As jou gewete voor God skoon is en jy het vrymoedigheid, gaan jy ook weet wat is sy wil, en as jy volgens sy wil bid, gaan jy ook ontvang wat hy vir jou wil gee. So deur in Jesus, deur te glo in Jesus en mekaar lief te hê en mekaar te verdra. Baie keer is daai liefde net, weet jy wat? Ek meen, om lief te wees vir mekaar beteken ons moet almal druk en soen. Almal nooi vir 'n koppie tee. Baie keer is hierdie liefde net, ek gee jou nog 'n kans. Weet jy, dit wat gebeur het is sleg, maar weet jy wat, ek vergewe jou, gee jou nog 'n kans, sal jy my nog 'n kans gee. Dis liefde. Dis nie rocket science nie. Baie keer, die mans is baie keer moeilik met die Here. Ek weet nie hoekom sukkel mans baie keer om te sê sorry, jammer. Wil jy nou die hele dag hoor hoe jou vrou die skottelgoed in die wasbak ronddruk en skit en stamp en die hond skop en die kat se stert aftrap en hard praat met die kinders? Sê net jammer en stop dit. Okay, het ek julle 'n tip gegee? My kinders, as hulle my sien tuin nat maak, dan sê hulle altyd oor my pa seker weer kwaad. Want as ek baie keer bietjie vies is, dan gaan maak ek die tuin nat of was die kar. Ok, maar hulle is nie meer in die huis nie, so niemand kan my beskuldig van dit nie, want ek word nooit kwaad, nie ek jou. Baie keer moet ons net sê jammer. Baie keer moet jy in 'n situasie net kom waar jy sê, ek kom agter dinge is nie lekker. Of al net jy nie die detail is altyd nodig, al net nie detail. En dan sê jy nie die volgende, sê weet jy wat, maar my aandeel in hierdie ongelukkigheid, ek is jammer. Ek moet ons dit net vir die Here ook sê, Here, ek sukkel so 'n bietjie op te prys en worship, my Bybel is nie goed, is dit nie lekker waar dit moet wees nie, en ek struggle met iemand by die werk wat my bietjie onder my vel en klim en al die knoppies druk wat hulle nie moet druk nie, en ek weet, ek bid op dalk nie, Here, ek is jammer vir my aandeel in hierdie gemors, ek weet, ek kan nie eens alles noem nie, daar's baie keer goed wat ons
wat ons doen, wat ons baie keer nog nie altyd weet ons doen. Die meeste groot goed sal jy weet, maar baie keer doen jy iets nie opsetlik. Maar as jy eenvoudig oop en skoon is by die Here oor dit, dan gebeur daar iets in jou hart, in jou gedagtes, in jou gewete. En dan begin jy iets van vrymoedigheid beleef. En dan wat doen die vrymoedigheid? Dit gee jou weer vlerke. Dis soos baie keer in die huwelik as papi en mami nou opmaak, dan sal hulle net verskriklik lief vir mekaar. Dan voel dit weer soos ons vlieg lekker saam, nee, is dit nie. En so sal ons dinge begin sien vir wat dit werklik is. Die laaste slide. Eintlik maar 'n opsomming wat vir jou sê, jou gewete is jou innerlike menswees. Wat in vrede met God, in vrede met God, ander en jouself is. Nou, is 'n stukkie wat ek nie bygesit het nie, maar wat ek hierby het. Dit is daai koppeling tussen jou siel en gees en God. Dis daai deel wat ons eintlik maar ons goddelike bewustheid kan noem as jou gewete. En die antwoord is eenvoudig: maak reg met God. Wil jy vlieg? Wil jy meer vrymoedigheid hê voor die Here? Maak reg met God. Partykeer dink ons moet nou na almal toe gaan wat ons nou dink is 'n issue met ons het of ons met hulle, ons moet almal gaan verskoning vra ensovoorts. Jy kan dit doen, maar weet jy, die gevaar van dit is baie keer het daai ou nie regtig 'n issue met jou gehad, jy het eintlik 'n issue met hom. En nou maak jy daar 'n blik wurms oop wat nie nodig was nie. Gaan sorg eers met God in. As jy dan moet gaan na iemand, dan sal die Gees jou lei om te gaan na iemand. Maar gaan sorteer jy dit uit. Dink ek het al vir julle vertel, wat sal dit maar wees, een Sondag aand na diens in Groblersdal. Kom 'n tannie na my toe, sy sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, ek is jammer oor al die stories wat ek oor jou gepraat het in die dorp. Hier is nie 'n storieetjie hier, dit regtig gebeur. Ek sê, goeie pastoor, ek sê, ag, tannie, no problem. Dis alright, nou, tannie sê dit vir my. Maar weet jy wat het na die tyd met my gebeur? Na die tyd het ek nogal gewonder, wat het sy gesê? En na die tyd het ek nogal gedink, gaan vir haar, as ek wel wees en sê, sy moet maar nou vir die ouens gaan vertel, maar julle weet ons hoe so 'n storie. Dis so tandepasta wat jy uit die buisie uitdruk, jy kry dit nooit weer terug. Sy moes dit net nie vir my gesê het nie. Ek het haar vergewe toe, so wat dit is, jy weet, as sy die Here uitgemaak en gesê, sorry, want sy sal in elk geval nie kan regmaak nie. Hoop sy het gaan regmaak, maar ek het nie eens nodig gehad om dit te weet. So baie keer kan ons na die persoon toe gaan as die Here dit op jou hart lê, maar waar begin dit? Waar begin maak reg met God? Dit begin met my en jou lewe voor die Here, waar ek na die Here toe kom en sê, Here, ek wil skoon maak. Lord, I want to come clean with you. Ek wil skoon maak voor U. Ek wil oorgee. En dan sal die Gees jou lei, as jy dalk vir iemand moet gaan sê. En natuurlik, as jy openlik ooglopend vieslik was, en ooglopend verskriklike goed gedoen het, dan moet jy dan gaan sê, maar eerder sorry. Maar begin ten minste eers by God. Dis waar vergifnis en alles begin. Dit begin eers by God, waar jy met Hom uitsorteer. En dan, van daar af, vat jy dit verder. Want as jy dit nie doen nie, gaan jou vrymoedigheid skibreek lei, jy gaan nie regtig kan vlieg nie. En aan die einde van die dag, gee dit ons daai koneksie met God, met ander en self, wat jou bo alles en almal laat uitstyg. En wie sal vir dit nee sê? Niemand. So ek bemoedig jou vanoggend om vir jou te sê, miskien het jy nou genoeg gehad. Miskien moet jy vir jouself sê, genoeg is genoeg. Ek is besig om hier soos 'n grondvoël rond te loop. My kop in die stof. My weet die Here wil hê ek moet vlieg. Kom ons
doen dit volg. Ek gaan vir jou 'n bietjie geleentheid gee, net om miskien dalk eers 'n koneksie te kan hê met die Here. Begin met hom praat, daar waar jy sit, ons gaan nou bid. En dan spesifiek jou hart oop te maak en te sê, Here, wys vir my. Ek het eendag 'n videoetjie gekyk van 'n pastoor wat in die moeilikheid was, en 'n prokureur wat hom help. En net voor die, julle het hom dalk gesien, maar net voor wat hulle in die hof ingaan, toe sê die pastoor vir die ou, hoorie sê, maar kom ons bid. En hy sê vir hom, ek kan nie lekker storie onthou of die pastoor wat gesê is of die prokureur, maar albei was gelowiges. En die een sê vir hom, let's get clean before God. En die een kant toe gaan, die ander kant toe gaan, en het hulle soms begin bely. Hy sê, en hierdie ou, ek dink dit was die pastoor, of die prokureur, het hierdie pastoor gehoor goed bely, wat ook al, in die klas, toe sê die ou vir my, ek het nie gehoor dat jy enigiets bely nie. En hy sê, nee, so right, hy sê, okay, kom ons bid nou. En hy sê, en hy bid 'n eenvoudige gebed, hy sê, Here, mag daar vandag, mag hierdie ouens wat teen ons staan, mag hulle nie saamstem oor niks. Dis wat hulle bid. En toe die hof begin, toe sê die aanklaers, toe sê hulle, nee, hulle het 'n probleem nou. Hulle het net gisterand, het almal saamgestem oor alles, nou stem hulle oor niks saam. En een nou sê, maar weet jy wat, die pastoor is onskuldig. Laat hom gaan. Jy hoor wat ek vir julle probeer sê, get clean with God. Ek het dalk die storieetjie nou verkeerd vertel, maar ek dink die boodskap kom hier. Get clean with God. Maak skoon met hom. En as jy dalk nou vanoggend hier sit en ek sluit regtig dan met dit af, en jy wonder, moet jy of moet jy nie, dan moes jy. Dan gee ek jy sommige vir jou die antwoord. Jy moet. Get clean with hom. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag weet, in 'n paar heilige oomblikke, soos hierdie vanmôre, weet ons en herken ons, dat daar werklik waar, Here, net een manier is, om werklik waar skoon te kom met U, sodat ons vrymoedigheid kan hê. Dit is vanmôre, Here, om te sê jammer. Here, ons besef dat ons nie almal altyd vrymoedigheid het om na U toe te gaan in die troon van genade, eenvoudig net spontaan te kan bestyg nie, omdat ons baie keer vasgevang is in vleeslike goed, ons sien verkeerd, ons baie keer nie in die wil nie, ons doen baie keer sonde, daar is dalk goed waar ons verslaaf geraak het, ons sukkel om dit te los. Maar ons kom vanoggend, Here, en ek wil vra dat jy een en elkeen van ons sal help, soos wat ons harte met U deel vanoggend. En mag elkeen van ons vanoggend ook die wonderlike voorreg hê om te beleef ons uitstyg uit dit uit. Vry, nuut, skoon, gewaste, bloedgewaste kinders van God. Mag dit so wees vir ons elkeen, Here, in die wonderbare naam alleen. Ons sê vir dankie daarvoor. Kom ons praat met die Here. Net daar waar jy sit, al die oë toe, kom ons praat met ons koning.